En jy luister steeds na Radio Kansel, delf steeds dieper. En terug by my in die ateljee Elisabeth Jordaan. Elisabeth en ek is nou al vir so lank besig om te gesels oor daardie groot godsman Andrew Murray. En Elisabeth, ons staan eintlik nou al einde se kant toe wat vir my sleg is. Maar baie dankie, jy het so baie werk ingesit in hierdie reeks. Ek waardeer jou diligence en jou voorbereiding en alles, baie dankie dat jy vandag weer hier sit, volkome voorbereid om vir ons te vertel wat ons niks geweet het van nie. Asseblief praat met ons oor hierdie godsman Andrew Murray. Hallo Estie. Ja, dis vir my natuurlik 'n groot voorreg om oor hierdie man te praat wat so 'n groot impak in my eie lewe gemaak het met sy boeke, en toe ek begin het om sy lewe te bestudeer en te sien waardeur hy is, dat hy 'n totale, doodgewone, normale man was, wat ten volle oorgegee aan Jesus gelewe het. En wat die Heilige Gees ten volle vertrou het, en nie bang was om hom te vertrou nie. So dit was vir my baie kosbaar, om dit te kon verstaan en lees, en daarop te weet dan gaan groei en wat ook al. So ja, nee, en ek wil nou sê, ons het nou nog laas keer was Isabel Murray hierso. Dis reg. En julle het heerlik gesels oor Andrew Murray se nalatenskap aan sy kinders, deur die briewe wat hy geskryf het, en veral sy een seun, wat op 'n stadium 'n totale geloofskrisis gehad het. So mens kan sien dat Andrew Murray se lewe was normale lewe. Hy het deur die normale goed gegaan, waardeur ons as mense ook gaan. Gister lees ek iets dat daar 'n groot brand was, net 'n paar jaar nadat Andrew Murray in Wellington aangekom het. 36 huise het afgebrand. Wat? Totaal was nog rietdakkies gewees. En Andrew Murray wat sy pastorie oopstel en sê dat al die kinders by ons kom bly, dan kan die ouers hulle later kry, ons sal hulle help dat daar nie trauma aan die kinders is nie. So, hoe kosbare man was hy nie, met ten volle betrokke by die gemeenskap. Ja. So die vorige keer toe ek en jy gepraat het, het ons nog gepraat oor Andrew Murray as 'n staatsman, en ons wil net vandag bietjie dit klaarmaak. En ons het gepraat oor die Anglo-Boereoorlog, en hoe hy probeer het om briewe te skryf aan die Engelse gemeenskap, eers in die Kaap en toe ook in Engeland, in 'n koerant 'n oop brief gepubliseer om vir hulle te vra, kan die oorlog nie gestop word nie. En ons weet, dit is toe nie gestop nie, en ons weet ook van die trauma, van dit was nie net, daar was omtrent 4000 manne, wat in die oorlog dood is, maar 25.000 vroue en kinders in die konsentrasiekampe. So 'n paar jaar na die oorlog, eintlik heel wat jare na die oorlog, toe Andrew Murray nou al 'n ou man was, het hulle die vroue monument gaan inhuldig. En Andrew Murray het al begin waarsku. Want na die Anglo-Boereoorlog was daar 'n groot skeuring in die kerk. Tussen die kerk in die noorde, wat heeltemal onafhanklik was, 2 onafhanklike republieke, wat in 'n oorlog betrokke was, en die kerk in die suide, wat onder Britse regering gestaan het, en wat glad eintlik nie betrokke was, of nie op die mate, wat dit in die noorde gebeur het nie. Na die oorlog was daar 'n geweldige anti-Engelse sentiment in die land. En Andrew Murray het begin sien dat hier gaan iets gebeur in die kerk. En hy het begin waarsku. En saam met dit was daar die inkoms van 'n patriotisme. Daar was nie altyd by die Afrikaners hierdie selfbewussyn as 'n volk nie. Maar in die Anglo-Boereoorlog het dit geweldig gegroei tot ons as 'n volk het nie die reg tot selfbestaan nie. So, en sekere van die Afrikaner leiers en ook predikante het Duitsland toe gegaan om daar te gaan studeer, en dit was die opkoms van Hitler in Duitsland. So nasionalisme was voorop. Nasionalisme en Hitler se siening om 'n ras suiwer te hou is
oorgedra aan die mense wat in Duitsland gaan studeer het. En die Afrikaner volk het 'n baie groot liefde vir die Duitse volk ontwikkel, want hulle wou nie vir die Engelse lief wees nie. En nou is dit die opbou na die Eerste Wêreldoorlog. So daar's geweldige kantkiesery en ek is van hierdie party en jy is van hierdie party en daar gebeur 'n klomp goed in Suid-Afrika. Onder andere was daar een dominee wat gaan studeer het in Duitsland. Maar Andrew Murray het begin waarsku en gesê die Hollandsprekende gedeelte van die samelewing word in 2 kampe gejaag deur Dominee D.F. Malan wat sy bediening neergelê het en hom nou begin wy het aan 'n politieke loopbaan. En by 'n sekere geleentheid gebruik hy hierdie uitdrukking wat onmiddellik 'n protes aan die kant van Andrew Murray ontlok. Hy sê, D.F. Malan, as die skeuring onder ons volk nie genees word nie, dan kan ek nie sien hoe ons kerk op die lang duur een kan bly nie. Daar is 'n neiging by lede van die kerk om nie net een te wees in belydenis en geloof nie, maar ook in politieke opvattinge. So D.F. Malan se siening is dat ons as kerk moet polities een wees. Daar kan nie nou 2 kante wees van ek stem vir hierdie party en dit is hierdie nie, so hy bring dit in. En Andrew Murray skryf 'n baie kwaai brief aan hom. Ekskuus tog Elisabeth, want dit is skriftuurlik onsuiwer, né? Ja. Jammer. Ja. Die kerk het jare nie deelgeneem aan die politiek nie. Wat ek liewer sê, Andrew Murray se siening was dat die kerk nie inmeng by siviele aangeleendhede nie. Die kerk het te doen met geestelike goed en die ontwikkeling van mense en die harte van mense wat ook politici word. Om die hart van die mens te beïnvloed en dit te verander na Christus gelykvormigheid was Andrew Murray se doel. Nie om 'n land polities te beïnvloed en deur die kerk 'n land te sê wat moet hulle polities doen nie. So ek dink dit is net die hele ding van wat Jesus het op 'n keer gesê, dat die koninkryk van God is nie in die normale omstandighede rondom ons wat jy sien nie. Die koninkryk van God is binne in julle. Kom nie met uiterlike tekens nie. Dit kom nie in state nie, soos 'n staat in 'n land nie. Dit kom in die harte van mense en mense beïnvloed wat gebeur in 'n land. Dis maar eintlik die hele groot ding wat hy gesê het. So Andrew Murray skryf 'n brief en Andrew Murray se hart was ook eenheid in die kerk, maar nie op die vlak wat D.F. Malan dit gevra het nie. Hy het gesê, ek weet nie hoe ek die verskil in my gedagtes en gevoelens duideliker kan uitdruk as om te sê dat ek volstrek nie kan insien hoe 'n skeuring in die kerk nodig is nie. Al bestaan daar 2 politieke partye met verskillende opvattinge. Die kerk is immers 'n geestelike liggaam, deur die Here met opset geskep om al sy lede, ook uit die volkere wat mekaar haat en verag, een te maak deur 'n bonatuurlike liefde, wat haar krag in die eenwording met die Here Jesus vind deur die Heilige Gees. Paulus het dit meermale uitgespreek, in die nuwe mens is daar nie Griek en Jood, besnydenis en onbesnydenis, diensknegt en vryman nie. Christus is alles in almal. So Andrew Murray sê vir hom om van opinie te verskil, is nie sonde op sigself nie. Dit is as gevolg van die verskil van temperament, opvoeding en omgewing wat ons begin om met mekaar te verskil. In elke volk ter wêreld bestaan daar die verskil tussen konservatiewes en liberales. Ons sal dit nou noem die konservatiewes en die demokrate, wat in die liberale rigting is. So die konservatiewendes is behoudendes, wat veiligheid soek in die oue en beproefde, en die manne van die liberales wil heil vind in 'n nuwe vryheid, wat hulle kan hê om te maak soos hulle besluit. Sulke verskille is onmisbaar en dit lei tot die welvaart van 'n volk, hierdie skeuring
van hierdie twee teen mekaar, want dit laat mense dink. Die wrywing help om gedagtes skerp te maak, sodat elke party haar aandeel bring na wat uiteindelik die resultaat moet wees van 'n volk. Nou dit kan ons vandag ook van toepassing maak met ons vreeslike politieke stryery. Dis nie die verskil in beskouinge wat die probleem is nie, maar die sonde van eiesinnigheid en liefdeloosheid, wat wrangvrugte dra, waardeur verdeeldheid en broederhaat gesaai word. Dan sê hy, ek dink ons kerk het wys opgetree, dat dit nie die roeping is van haar dienaars om hulle met politiek in te meng nie. Mense vra, behoort die godsdienst nie juis op politieke invloed uit te oefen nie? En wat kan dien tot seën van die samewerking nie? Ja, Andrew Murray sê ongetwyfeld, maar op 'n heeltemal ander manier. Dis die roeping van die kerk om haar lidmate op te voed vir hulle roeping en vir hulle deelname as burgers van 'n staat. Hulle doen dit om te leer om in die vrees van God te wandel, om hulle te help om 'n Christelike karakter te vorm, standvastig in die gehoorsaamheid aan God se wil bo alles, en in liefde, nie vir hulle self nie, maar vir hulle medemens. Daar's 'n groot verskil tussen die voorstel dat die kerk haar lidmate moet leer wat 'n politieke opinies vir hulle die beste is, teenoor om hulle te help om die groot beginsels van God se woord te snap en dit in hulle eie lewens toe te pas. Dis 'n wonderlike ding wat ook vandag voel ek vir ons regtig geld. So Andrew Murray sê ons moet uitkom bokant al hierdie gedruis van stemme en vra en hierdie skrif, wees hartlik lief vir mekaar, vertrou mekaar in liefde, soos Christus julle vergewe het, moet jy ook ander vergewe. So hier kom nou die groot ding tussen die Afrikaners en die Engelse en die ding van onvergifnis wat broei. As die kerk getrou is in hierdie roeping wat die kerk het, sal dit onmoontlik wees dat daar ooit 'n gedagte kan ontstaan dat die kerk moet skeer weens politieke menings. Dan sê hy ook, Jesus het gesê, gee aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Gee die koning, die regering, die nasionale gevoel en die politiek dit wat hulle toekom. Gee aan God wat hom toekom, die heerskappy oor sy kerk, die heerskappy oor sy lidmate in die kerk, die eenheid en die liefde van sy kinders, die toewyding van die kerk en haar dienaars om na te streef wat Christus wil hê hulle moet doen. Baie belangrike stellings wat hy hier maak. So Andrew Murray se invloed was altyd in die rigting van vrede en eensgesindheid. As iemand hom genader het wat homself in die stryd en verdeeldheid bevind, het hy altyd gesê, kies die uitnemender weg van verdraagsaamheid en broederlike liefde. Elizabeth, jy weet jy sit te praat en jy praat en daar's 'n ding in my kop wat ek onthou. En ek wil dit tog noem. My oupa, ek het al gesê hy was 2 jaar op Ceylon, konsentrasiekamp, en hy was 'n ou oom toe ek 'n klein dogtertjie was. En hy sit op die stoep, dan het hy aan sy bene so gekruis, dan het ek so op sy boonste been sy voet gaan sit, en dan wip hy sy been so op en af, vat my vingers so vas, met sy 2 vingers, en my handjies, en dan wip hy my so op en af, en dan sê hopla perkie, en gaan hy so vir 'n rukkie so aan, dan stop hy skielik, en sê, wat met oupa se doggie onthou? Dan koor ek, mag nooit met 'n Engelsman trou nie, hopla. Dit is 'n herinnering wat ek het aan my oupa wat in die Boereoorlog geveg het, die Engelse oorlog het hy gesê, hy sê dit was die Boereoorlog, was die Engelse oorlog. Met ander woorde, daar was 'n geweldige renons wat in die Afrikaners se harte opgebou is teen Engels. Ja, en dit is waarteen Murray hier praat. Ja, hy skryf hier, hy praat hier met iemand wat vir hom kom sê het, luister, ek kan nie die Engelse lief hê nie. Ja. Andrew Murray se aanbeveling was dat in alles wat ons doen moet ons die Vader behaag. En dat alles wat ons doen moet tot stigting en verkoking van die hart wees vir ander van sy kinders, en dat ons soos Christus moet optree. So hy sê die Afrikaner se nasionale gevoel word nou so sterk. Daagliks word dit sterker, dit lyk onmoontlik om hierdie stroom te keer.
God se kinders moet gereed wees om te waak oor hulle woorde, gedagtes en optrede wat slegs sal help om die stryd nog meer bitter en langer te maak as wat dit nodig is. Ons houding moet wees. Nou kom die heel moeilike saak. Ons het ons beste gedoen. Ek en my medestryders het verloor. Wat sal ons nou doen? Moet ons nou voortveg? Die verdeeldheid sal net van kwaad tot erger gaan, ons weet dit het. Dit veroorsaak dat twee partye, die Hollanders en die Engelse in die kerk verdeeld bly en die gees van partyskap en onderlinge wantroue aanmoedig, haat en saam met haat kom vergelding. Of moet ons nie eerlik sê, ons het gebid vir hulp en tog het ons die stryd verloor. Ons moet ons teleurstelling aanneem as iets wat God toegelaat het. En ons moet hom vra, wat moet ons daarmee doen? Vir die gees van die wêreld is hierdie 'n groot vernedering om die oorlog te verloor. Om 'n nederlaag te moet erken is 'n groot vernedering vir iemand in die wêreld. Maar vir 'n kind van die Here is dit nie. Ons eerste doelstel moet wees dat liefde met ons vyand herstel word. Sjoe. Ons moet aan ons broers sê, ons wil nie aanhou om oor hierdie saak te twis nie. Ons wil julle hartlik lief hê. Ons begeer dat alle breuke genees word, en sodat ons almal kan saamwerk in die uitvoering van wat God vir sy koninkryk wil hê. Ons, as gesagdraers in die kerk van God, moet sorg vir die siele van ons lidmate. Die kerkraad het God se gesag, al is hulle nie volmaak nie. Maar ons moet weet dat ons kan ten minste saam bid en saam die Here vertrou om iets te werk in hierdie land wat vir die mens onmoontlik is om te verwerk. Die nederige en sagmoedige Christus sal ons begeer om ook sagmoedig en nederig te wees. En wie weet of God nie sy ryke seën sal skenk op ons eensgesindheid en liefde nie. Wow. So hierdie brief skryf hy vir D.F. Malan, 'n oop brief. En D.F. Malan ignoreer dit. Wat? En Andrew Murray waarsku hom dat jy gaan die Afrikaners wegvat van die pad wat die Here vir hulle in hierdie land en in hierdie kontinent beplan het. As jy hulle op die nasionalistiese weg begelei. En Andrew Murray sterf en D.F. Malan begelei die volk op die nasionalistiese pad en ons weet waar dit geëindig. Ja. So ek wil net weer sê, die hele ding is, Andrew Murray se fokus was om die kerk van Jesus Christus te bou en om 'n volk op te voed in die weë van die Here, om met 'n volk saam te stap in die weë van die Here. So dit was vir hom een van die mees belangrikste goed wat hy wou gehad het. Dit was Marie se begeerte. Ja. Ja. En hy het die kerk probeer beïnvloed. In die tydstip van sy lewe was hy klaar afgetree. Hy kon dus nie meer sy nodesittings bywoon nie. Hy kon nie op die manier waar hy voorheen gewerk het die predikante beïnvloed nie, en daar het 'n nuwe geslag predikante opgestaan wat anders begin dink het. En wat baie beïnvloed was deur die wêreldsgees van daardie tyd. En vandag ons kan nog praat, ek wil nie eintlik praat oor die groei van die kerk na Andrew Murray nie, ek wil net praat oor dit wat gebeur het hier in hierdie omstandighede, maar wat ek weet daarvan is dat die kerk baie van Andrew Murray se goed in 'n 1941 synode omgekeer het. Dit wat hy geskryf het oor geloofsgenesing, dit wat hy geskryf het oor ander goeters, ons sal miskien later net bietjie daaraan raak. Wow. Maar so daar was 'n groot geveg in die gees. Die hele tyd dink ek aan myself aan die geveg in die gees, en ek wil net nou praat oor 'n ander groot geveg wat in die gees terselfdertyd plaasgevind het, wat mens nie altyd in boeke lees, normale boeke lees nie. En so daar, ons moet weet dat sedert die ontstaan van die kerk in Suid-Afrika was daar magte
wat nie die kerkie wou hê nie. So die tye wanneer die Here gekom het, soos met die herlewing in 1860, daar was ook ander herlewings. In die Transkei en Natal en plekke waar daar groot herlewings was, wat die kerk begin groei het en in diepte gegroei het. Ja. Maar die 1860 herlewing het 'n geweldige skudding in die geestelike milieu, of wat sal ek sê, atmosfeer van Suid-Afrika veroorsaak. Kom ons maak eers musiek, dan kan jy vir ons die laaste deel ook bydra. Sanet van Rooyen, wat sing Net U Alleen, en dit is ook vandag waar ons staan, hè Elisabeth? Ja. Is dit net ons Hemelse Vader alleen wat Suid-Afrika na hom toe kan terugdraai? Ons mense, ja, ons het 'n bydrae om te maak, ons moet getuig, ons moet leef wie Christus is. Maar net U alleen, Hemelse Vader, net U alleen. Kom ons luister na Sanet van Rooyen.